Goeiemôre geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ons is besig met ons reeks oor jou identiteit in Christus en hierdie is episode 30 in hierdie reeks. En ek besef, jy mag dalk vra, seriously ou, hoeveel tyd wil jy nog aan hierdie reeks spandeer? Het ons nou nie al genoeg van die gehoor nie? En dan gaan ek jou ongelukkig teleurstel met my antwoord, dat ons nog 'n hele ruk gaan besig wees met hierdie reeks. Hierdie is vir my, en ek glo ook vir ons Here Jesus, 'n baie belangrike tema. Ek weet verseker, dat as ons kan snap en glo wat ons identiteit in Jesus is, dit nie net ons lewe sal verander nie, maar ook die lewe van die mense om ons. As ons ten volle weet, en 'n openbaring kan hê van wat Jesus alles vir ons voorbetaal het aan die kruis, en ons sou kies om dit te glo, en daarin te leef, sal dit ons wêreld totaal en al omdop, regterkant boontoe natuurlik. Ek weet uit ondervinding, dat een van my grootste probleme in my eie lewe is, dat ek nie 'n volle openbaring het van wat Jesus vir my alles voorbetaal het aan die kruis nie, en dat ek nie ten volle weet wie ek nou is in hom nie. Maar daarom dan ook hierdie reeks, dat ons 'n beter begrip kan kry van wat Jesus vir ons gekoop het aan die kruis, en wie ons nou in hom is. Want ons weet dit, dat ons 'n nuwe skepsel is na wedergeboorte, en dat God ons oorgebring het vanuit die mag van die duisternis, na die koninkryk van sy seun Jesus. Ons sal dan mos nou weet, wie en wat is hierdie nuwe skepsel, en hoe werk dinge in hierdie nuwe koninkryk. Wat ek ten alle koste graag wil vermy, is om eendag saam met Jesus te wees, en hy vir my 'n plaasstoor vol dinge wys, wat myne was, maar deur my onkunde en ongeloof, het ek dit nooit in besit geneem nie, en het ek nooit daaraan geleef nie. En ek besef, ek het al 'n groot deel van my lewe reeds uitgemis op dit, maar ek het 'n keuse gemaak, dat ek nie wil aanhou om uit te mis op dit waarvoor Jesus reeds betaal het, om myne te wees nie. Maar voor ons verder gaan, kom ons bid net eers saam. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons, U woord, U hart, gegee het, sodat ons kan weet, wat is U droom vir ons, sodat ons kan weet, wat het U vir ons voorbetaal aan die kruis, sodat ons kan weet, wat is ons in U. Sal U vandag weer vir ons kom help, om te kan hoor en te kan sien, wat het U vir ons gedoen, wat het U vir ons bereik, en help ons asseblief deur U Gees, om te glo en om daarin te leef. In U awesome naam alleen. Amen. My studie hierdie week kom vanuit 2 verskillende gesprekke wat ek gehoor het. Die een was 'n vraag wat iemand gevra het: gaan 'n gay persoon hemel toe? Die ander was 'n boodskap van 'n baie bekende prediker wat gesê het: as jy nou hierdie naweek hierdie en hierdie dinge doen, en dit was alles nou 'n lys van vleeslike goed, dan gaan jy die hemel mis. En hierdie vrae en hierdie stellings kom gereeld op in kerke en onder gelowiges. En dit breek my hart. Om die hemel te maak is nie veronderstel om ons fokus of ons doelwit te wees nie. Ek gaan dit net weer sê. Om die hemel te maak is nie veronderstel om ons doelwit te wees nie. Efesiërs 2 vers 6 sê dan, ek is reeds in die hemel. Hoekom wil ek iets my doelwit maak as ek dit reeds het? Kom ek lees net daardie skrif vir ons. Ek gaan by vers 4 begin, net sodat ons seker maak ons bly binne konteks. Hy lees so: maar God wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy groote liefde waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus. Uit genade is julle gered. En nou sê vers 6 hierdie merkwaardige ding: en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. En saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Kan jy sien hoekom is dit so belangrik om te weet wie jy is in Jesus? Want hier staan dit, in Jesus sit jy reeds in die hemel. Hoekom wil jy dit jou wenpaal maak? Jy is dan reeds daar. En hoe het ons dit bereik? Uit geloof of uit werke? Natuurlik uit geloof. En as ons dan daai posisie bereik het uit geloof, wat laat ons vir een oomblik dink ons kan dit onderhou deur ons werke? Dit gaan my verstand te bowe dat ons so begin dink.
Paulus, onder leiding van die Heilige Gees, skryf in die Galasiërs dit so in hoofstuk 3, en ek lees vanaf vers 1. O onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is, as onder julle gekruisig. Dit alleen wil ek van julle weet. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig? Nou dat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees. Paulus sê, jy moet getoer wees, om deur dit wat jy in die Gees begin het, om dit in die vlees te wil klaarmaak. Geliefde disipel van Jesus, ons gaan nog verder hier in delf deur hierdie week, maar ek en jy is gered uit geloof. Ons sit reeds in die hemel saam met Jesus, omdat ons geloof in hom gestel het. En ons kan onmoontlik hierdie posisie behou deur werke. Dis net onmoontlik. In Habakuk 2 vers 4, Romeine 1 vers 17, Galasiërs 3 vers 11 en Hebreërs 10 vers 38 sê die woord, die regverdige sal uit die geloof lewe. 4 keer word ons herinner dat ons wat geregverdig is uit geloof, sal uit geloof leef. En onthou jy dat geregverdiging in Jesus is 'n geskenk. Geloof is hoe ons in hierdie koninkryk toegang verkry tot hierdie geskenk, tot alles wat deur genade vir ons beskikbaar gemaak is. En geloof is hoe ons dit onderhou. Daar's eenvoudig nie 'n ander manier nie. So gee ek dan nou toestemming vir mense om in sonde te leef? Absoluut en kategories nee. Nee, nee, nee. En ons gaan nog meer in diepte hieroor ingaan deur die week. Maar sonde is stupid. En as jy sonde in jou lewe het, kry klaar daarmee. Dit maak jou hart hard vir die dinge van God. En jy gaan verseker in hierdie lewe uitmis op die beste wat God vir jou instoor het. Bloot omdat jy onsensitief is vir sy gees, vir sy woord en vir sy inspraak. Maar geloof is hoe ons toegang verkry tot enige iets in hierdie koninkryk. En geloof is die enigste manier om dit te behou. Here, ekskuus as ons die pad byster geraak het. Ekskuus as ons het begin mis het. Dat ons dit wat ons in die geloof begin het, nou skielik wil kom klaarmaak in ons vlees. Here, help ons om ons fokus op U te hou. Dis juist waarvoor U gekom het, sodat ons fokus van ons kan afhaal en op U plaas. Want U is die begin en die einde. U is die alfa en die omega. U is die outeur en die volëinder van ons geloof. Ons wil ons fokus op U hou. Want U is wat belangrik is. Dankie Here vir U woord wat ons help om altyd op koers te bly. Ek eer U vandag opnuut weer vir U woord wat nooit verander nie. In Jesus naam, amen. As jy dalk wil hê ons moet in gebed saam met jou glo vir iets, is jy so welkom om ons te kontak. En ons nommer is 07952753738. En as jy dalk meer oor ons bediening wil uitvind, kan jy gerus na ons webwerf toe gaan by injesus.co.za en jy kan ook ons kerk se Engelse boodskappe volg op ons YouTube kanaal. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.